dreigemente teenoor die president. Ek wil 'n bietjie gesels oor hierdie dreigemente wat nou gemaak is deur 'n sekere persoon teen ons president Cyril Ramaphosa. Dis blykbaar 'n man met die naam Sabelo Masango, 28-jarige man. En dis asof dit 'n hele groep van die media heeltemal verbygeglip het. Maar ek het 'n paar dinge daarin gelees en is dalk maar net my manier, my mind se manier om dinge te ontleed, maar dis asof daar meer gefokus is op hierdie ding as waarvan ons regtig bewus is. En ek wil weet hoekom daar soveel fokus deur die regering se authorities, die law enforcement, daarop gesit is. Nou wat blykbaar gebeur het is, hierdie man, hierdie Sabelo Masango, het vir 'n prominente besigheidsvrou, 'n CEO van een of ander besigheid in Kaapstad, dreigemente gestuur op 'n voice note. Kom ons sê nou maar WhatsApp of whatever, maar dit kan enige messenger app wees. Ek neem nou maar aan, dis dalk WhatsApp of Telegram, een van daai populêr is. Waarin hy die vrou, ons weet nie wie sy is nie, dis op hierdie stadium word dit nie bekend gemaak nie. Maar hy het die vrou gedreig en haar familie gedreig. En toe het hy verder gegaan en begin om die mayor, die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, ook te dreig. En toe het hy verder gegaan en die president begin dreig. En die vrou het gesê, weet, tot hiernatoe nie verder nie, sy gaan dit verder vat en sy rapporteer die saak toe aan die Hawks of die Crimes Against the State afdeling van die Hawks, die Cats, Crimes Against the State. Wat het toe nou besluit, hulle gaan dit nou verder vat en hulle vat dit op na hulle manne toe in Johannesburg waar hulle nou hierdie man opgespoor het. Hoe weet ek nie, maar ja. En die afdeling van die Hawks, die Cats in Johannesburg, hulle werk toevallig onder 'n afdeling met die naam Serious Organized Crime Investigation. Serious Organized Crime Investigation, of SOCI. In elk geval, hulle werk onder hulle, en hulle ondersoek toe na die hele ding, en hulle spoor hierdie man toe nou op en arresteer hom. Die man is gearresteer Vrydag, die 23ste, en hy het nou gister in die hof verskyn, wat nou Maandag was. En die vrou het aanvanklik dit op die 12de Mei gerapporteer. So hulle hele investigation en die arrest binne 11 dae. Impressive, né? Al vir ons gemiddelde persoon op straat is dit nou maar impressive. Terloops, as jy hierdie hele storie in Engels wil sien, op YouTube het ek 'n video gesit waar ek hierdie hele ding nou mooi uiteensit met al die ander mense en my opinies daar ook ensovoorts. Maar ons gemiddelde persone, mense op straat, ek sal nou sê, wel, 11 dae is nie bad nie, maar daar kom toe 'n ou, 'n Conroy Herendien, ou wat blykbaar 'n voormalige protection officer van die president se presidential guard of security was, wat baie krities was teenoor die law enforcement mense, want hy het gesê toe, weet jy wat, dis onaanvaarbaar dat dit julle 11 dae vat om hierdie ou op te spoor en te arresteer. En ek dacht, dit is nou nogal snaaks. Hoekom soveel fokus sit op hierdie saak? Ja, hy het die president gedreig, maar hy het ook 'n doodgewone persoon gedreig, die CEO. Maar so is dit aanvaarbaar dat mense sekere liedjies kan sing waarin daar dreigemente gemaak word, maar ons gewone mense op straat mag dit nie aangee by die polisie as 'n dreigement nie, want dis 'n liedjie. Maar as iemand vir iemand anders 'n voice note stuur, dan word dit ernstig opgeneem en word die ou sommer skielik in 11 dae gearresteer. Miskien moes hy die dreigement gesing het. Wat dink julle? En nou, weet wat, dan kom daai tipe dreigemente en dit beïnvloed mense se lewens. Dit skep 'n vrees by mense, of jy nou bly in 'n huis, op 'n plot, selfs buite op 'n plaas.
dan word daai tipe dreigemente nie ernstig opgeneem nie. Ons is gelukkig as mense wat op plase aangeval word, die mense enigstens eers gearresteer word of opgespoor word. Want dit is, soos ek gesê het in my Engelse video, it's a miracle as dit gebeur. Never mind waar hulle aangekla word en skuldig bevind word, want blykbaar is hierdie skuldig bevindings van plaasaanvalle en moorde minder as 5%, maar julle mag gaan Google daarvoor. Nou, hier is die ander ding. Wat is gesê? Want ek seker baie van julle skree nou al, maar wat het hierdie ou gesê? Niemand weet nie. En die media, of hulle nou weet of nie, sê niks. Die regering sê niks. En op hierdie stadium sê hulle in die hof ook niks. Blykbaar gaan jy eers op die 2 Junie weer voorkom, en dan hopelik op daai stadium sê hulle vir ons, wat het hierdie ou gesê? Want ek sal nogal graag wil weet, wat het hy gesê? Nou, hy word aangekla onder cybercrimes, en die rede hoekom hy aangekla word onder die Cybercrime Act, is omdat hy dit op 'n selfoon gedoen het, 'n digitale device, en dis deur 'n messenger app ensovoorts, so dit geval onder cybercrimes. Maar gaan net terugkom na cybercrimes toe. So, hierdie dreigemente is nou gemaak, en blykbaar gaan hy aangekla word ook van intimidation en assault. Hoe hy hulle by die assault ding kom, weet ek nou nog nie, maar blykbaar sekere threats kan neerkom op assault. Nou, wat my pla van die hele ding is, hoekom ek vra is, wat is gesê, is, ek wil weet, op watter punt het hulle besluit dat dit ernstig genoeg is om hierdie persoon te gaan arresteer en aan te kla. Want, is dit daai tipe goed dat ons as normale mense op straat elke dag miskien vir mekaar of tussen 'n groepie mense nou maar uiter, weet jy, ek wil nou nie hier sê wat se soort dreigemente is nie, want net nou sê ek iets wat ek nie mag sê nie, en dan word ek gearresteer en bevind ek myself in die tronk, of voor die hof, voor 'n regter. Wat mag 'n mens nou sê, en wat mag jy nie sê nie? Wat is ons vryheid van spraak? Weet, die afdeling 16 van ons Constitution, wat is Constitution nou weer in Afrikaans? Verskoon my, Engelse brein. Section 16 van ons Constitution gee vir ons vryheid van spraak, informasie oordra soos ons wil, in enige vorm of manier. So, ons word beskerm daardeur. Natuurlik mag ons nie duidelike dreigemente maak teen iemand se lewe en so, tensy dit blykbaar in een van 'n liedjie is. So, miskien moet ons voice notes mekaar begin sing. Kom ons daarmee weg, maar ek gee vir niemand idees nie. Dit is net my brein wat dink en praat sonder dat ek genoeg dink. So, hier is waar ons nou moet begin versigtig wees, of nie. Ek wil nie dreigemente goed praat nie, en ek gaan nie dit goed praat nie, ek het so gesê in my Engelse video ook. Dit gaan vir my suiwer daaroor. Ek wil weet wat hierdie ou gesê het, want ek wil weet, waar eindig my vryheid van spraak? So, en dit is hoekom dit vir my belangrik is om te weet wat het hierdie ou gesê. Nou, ons het nou ook gesien van hierdie ander ou wat gearresteer is, en wat die memes gemaak het oor ons president en die vorige minister van polisie en die commissioner ensovoorts, waar hy nou gesigte gevat het van hierdie mense, die president ensovoorts, en op pornografiese beelde gaan sit het, en dit nogal eg laat lyk het, en ja, hy so 254 counts is hy aangekla, en hy sit nou met 'n tronkstraf, effektief, van 5 jaar, hy gaan 5 jaar tronkstraf kry, maar 'n gedeelte daarvan is 3 jaar tronkstraf vir memes wat hy gemaak het oor hierdie mense, en die ander is nou vir die pornografiese materiaal, waarop hy nou die gesigte nou gaan plak het. Wat die mens kan ervaar is baie ernstig, maar op watter stadium mag jy met memes speel, prentjies speel, waar jy nou 'n bietjie met jou president se prentjie kan speel en spot? Vryheid van spraak.
ons het die goed wat hy gemaak het nie gesien nie. Daar is mense wat dit seker nou al gesien het ensovoorts, maar nie almal van ons weet wat dit is daar buite, wat hulle nou besluit het, is onaanvaarbaar nie. Daar is ook deur sekere ANC-lede vroeër hierdie jaar geuiter dat hulle wil regulasie inbring teenoor podcasters en YouTubers en mense wat, soos ek, wat nou hierdie tipe video's maak, wat hulle ons wil begin reguleer. Wel, dis nog 'n idee, dis nog nie enige wet nie, maar wanneer mense al reeds in die regering begin praat oor hierdie goed, dan moet ons as mense wat creators is, begin worry, want dit wat ons kan sê vir die mense wat luister na ons video's of luister na ons podcasts, wanneer daai vryheid van spraak begin beperk word, dan raak dit censorship. En dan moet ons regtig begin bekommerd raak, wanneer mense reeds hierdie idees begin vorm. Nog nie toegepas nie, maar begin vorm. So ja, die mense wat nou daai artikel gaan lees het, my Engelse video daar gesien het op YouTube en so aan, wat dink julle daarvan? Wat dink julle van hierdie ding dat iemand gearresteer word en daar is op hierdie stadium nie transparency nie? Kom ons hoop dit kom uit, dat dit gesê word. Maar ons kyk na hierdie vorige saak waar hierdie memes gemaak het en so aan, waar daai wat hy gewys het, glad nie bekend gemaak is nie. Ons sien dit nie. Kom ons hoop dat in hierdie saak hulle vir ons eintlik op woorde wys wat hy gesê het, sodat ons weet tot op watter punt jy kan sê wat jy wil.